Het jy geweet dat handelsbeperkingsklausules meer algemeen is as wat jy dink? Hierdie klausules is ontwerp om besighede te beskerm terwyl werknemersvryheid gebalanseer word. Kom ons kyk na hoe dit jou loopbaan na indiensneming beïnvloed. 'n Handelsbeperkingsklausule het ten doel om 'n werknemer se aktiwiteite na die beëindiging van hul diens te beperk om onbillike mededinging te voorkom. Die hoofdoelwitte sluit in beskerming van vertroulike inligting. Werkgewers deel dikwels sensitiewe besigheidsinligting met werknemers. 'n Handelsbeperkingsklausule verhoed dat die werknemer hierdie inligting tot nadeel van die werkgewer gebruik nadat hy die maatskappy verlaat het. Beskerming van kliënteverbindings. Werknemers kan sterk verhoudings met kliënte bou tydens hul indiensneming. Beperkingsklausules poog om te verhoed dat voormalige werknemers daardie kliënte vir 'n mededinger werf of bedien. Beskerming van handelsgeheime en intellektuele eiendom. Werkgewers kan probeer om oud-werknemers te keer om gespesialiseerde kennis, prosesse of tegnieke wat deur die werkgewer ontwikkel is, te benut. Handhawing van werksmagstabiliteit. Sommige beperkings is daarop gemik om te verhoed dat werknemers ander werknemers ooreed om by mededingende besighede aan te sluit. Alhoewel handelsbeperkingsklausules in Suid-Afrika afdwingbaar is, sal howe dit slegs handhaaf indien dit redelik is. Howe oorweeg faktore soos die duur en geografiese omvang van die beperking, die werknemer se reg om te werk en 'n bestaan te maak, die werkgewer se wettige belang wat beskerming benodig. Indien die beperking onredelik of onderdrukkend bevind word, kan 'n hof dit tersyde stel. Ten slotte, die doel van 'n handelsbeperkingsklausule is om die werkgewer se vertroulike inligting, kliëntebasis en sakebelange te beskerm nadat die diens beëindig is, mits dit redelik en billik vir beide partye is. Dankie dat u by ons aangesluit het.